Heer, ons kniel voor 'n magtige God, die enigste God wat daar is. Ons besef U het ons geskape en U het 'n fantastiese planeet vir ons aan mekaar gesit en ons het dit bietjie opgemors. Ons is so dankbaar dat U vir ons 'n nuwe begin wil gee wat nou al kan begin. U het vir ons beloof dat daai boom van die lewe se takke hang tot hier so by ons. En ons kan nou 'n bietjie van dit inkry deur om U woord deel van ons lewens te maak en aan meer soos U te word. Die weer ons besef ons moet verander om in ewigheid te kan leef. En daai verandering begin vandag. Kom en maak ons nuwe, gee ons nuwe harte. Ons het vir ons kerke bid, het ek gehoor. Die weer die enigste manier is om ons te kom verander, ons harte te verander en uit dankbaarheid sê ons dankie vir U genade, want ons het sulke gemors aangevang in ons lewens. Ons het soveel kwaad gedoen in ons lewens. Maar U is genadig. En daarvoor is ons ook genadig teenoor mekaar, die Heer. Party van ons leer ons nog hoe om genadig te wees, maar ons sê dankie dat U genadig eerste was. Ek bid ook vir herlewing, soveel so dat ons aan deur na deur sal gaan, om vir hulle te sê, U is op pad. Help ons om die mense te bereik wat oop is vir U woord, en wat saamwag. U het beloof in Openbaring 18, dat kom uit my volk. U volk lê nog daar. Lê hier in Warmbad, Duistroomse straat, Naboomse, Tabazimbi, alles ras, Pietersburg, Potties, Sanien, Springs, en weer waar ons terugreis, hou ons veilig gesit. Hou ons nie net veilig, maar gee ons inspirasie en gee ons idees, wat kan ons hierdie week doen om mense van U te vertel, asseblief. Dan bid ek die Heer vir almal wat siek is, U is die groot geneesheer. So dink ek aan Tanelika wat sukkel met haar een oog wat nie beoog nie. U weet wat kan sy doen om dit reg te kry asseblief. En dit wat ons nie kan doen nie, weet ons kan vir U oorlaat. So bid ons spesiaal vir haar. En dan laastens bid ek dat U wil sal geskied vandag tot U kom. Ek bid vir daai kinders wat nie wil hoor nie, ek bid vir die bure, die neefies, die niggies, die man, die vrou. Bid vir hulle die meer. Dat hulle sal hoor en sal terugdraai en hulle harte na U toe sal dra. Asseblief. Ek bid spesiaal nou vir Kim, waar hulle nou vir 2 ure gepraat het, ek dink dit is nader aan 3 ure, maar ek vra dat U hom krag sal gee, die laaste stuk. Dat as hy weg sal stap en sal weet, dat ons sal kan staan tot U kom, saam met U. Asseblief praat deur hom, en ons is ontvanklik vir U, in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou 'n spesiale item hê van die hele Miller gesin. Maar moenie bekommer nie, die pa en ma gaan nie sing nie. Maar Nicolas, Michaela, Michelito en Christian. Asseblief. Hulle kan self 'n plekkie kry, die middag of nog. Nou ons moet val. Esegiel 37, jy hou van 'n hoofstuk, waar God vir Esegiel 'n visie wegvat, en hy sê vir hom, staan nou in die middel van hierdie vallei. Kyk so rondom hom, en vat hom so rond, sê, wat sien jy? Sê, daar's baie bene, en hulle is baie droog. Die Here sê wel, profeteer dat hulle kan regop staan. Kan hulle regop staan? Hy sê, ek weet nie. Maar die Here sê, doen dit. En Esegiel in die visie profeteer. Eers kom die bene by mekaar. En dan die vleis. En dan die senuwees en die senings. En dan die vel. En dan was 'n magtige weermag. Reg om te gaan. En die liedjie wat die kinders voordra, spreek daaroor, oor daai toneel. En soos Leokie 'n paar keer uitgewys het, ons is op daai laaste brink, laaste tydperk en stryd om
En ons word geroep om op te staan en nie net meer rond te sit en tussen almal rond te wees, maar deel te wees van hierdie magtige armee, weermag tot God se heerlikheid. So hulle is reg om te sing. Ons luister saam. En terwyl ons luister, volg die verhaal en hoor die wekroep. Eyes and see there's so much we have lost. Speed down the road where all the prodigals have lost. And one by one the enemy has whispered lies and led them all astray. Oh, we know that you are God, yours is the victory. We know there's more to come that we may not yet see. So with the faith we give and time to step into the valley and our bones come alive, come alive. Because the dead hearts come alive, come alive. Above the ashes, when I see mommy rise, because the dry bones come alive. There will be the long show the world that you will look and say, will look and say, oh, the drivers come alive, alive. Oh, the dead hearts come alive, come alive. Out of the ashes that I see on me rise. We go to drivers come alive. Come alive, come alive. We go to their hearts, come alive, come alive. Out of the ashes that I see on me rise. We go to drivers, come alive. We go to drivers. Was baie mooi. Baie dankie. Ons het 2 uur nodig om wakker te word. En ek dink met die tyd van die wêreldgeskiedenis is die perfekte liedjie. Baie dankie julle. Was regtig baie goed. Kim, dis nou jou weer. En jy blykbaar voorstel. Stefan is rou. En daar's 'n dash tussen. Baie welkom. Mag die Here jou seën.
Goeiemôre geliefdes. Sodat julle staande kan bly. Ons eerste ene het gegaan oor Josef, die seun van Jabes. En daar's 'n Josef in die eerste boek van die Ou Testament. En daar's 'n Josef in die eerste boek van die Nuwe Testament. En daar's 'n parallel tussen hulle. En ek dink die Here wil vir ons iets sê. Hy soek mense wat sal staan vir wat reg is. Amen. Nie net in die dag nie, maar ook in die nag. Amen. Nie net wanneer ons saam met mense is nie, maar ook wanneer ons alleen is. En die tweede een, die prins van put sonder water. En dit is deur Josef se swaar kry dat die Here hom gevorm het tot die Josef wat ons ken. En daar's twee dinge wat gebeur het met hom. Swaar kry wat dinge weggeneem het by hom. Verkeerde goed wat uitgesuiwer is. En dan deur swaar kry het God vir hom dinge bygevoeg. Toe hy in die tronk was, het hy geleer hoe om reg en geregtigheid te laat geskied. Dis 'n skool vir hom gewees. Want as hy die magtigste man in die wêreld is, onthou nou, Farao het hom gesê, Josef, wat doen ons volgende? En dit was die magtigste nasie in die wêreld. En dis die koning van daai nasie en hy is onder Josef se leiding. So Josef moes weet, as hy so sê, en hy sit 'n ou in die tronk, hy moet weet hoe is dit daar in die tronk. En hy was daar, hy weet wat dit was om in die tronk. So wanneer hy iets gedoen het, was dit alles is mooi presies afgemeel. So swaar kry kan verkeerde dinge verwyder, maar dit kan ook goeie karaktereienskappe kweek by ons. Dis so 'n mens tog 'n spierbou, is dit nie? Jy laat hom bietjie swaar kry, hy skeer mikroskopies en dan word hy groter. Skeer weer en hy word groter. So die Here werk met ons uiteindelik om ons te vorm vir sy koninkryk. En dan ons derde boodskap vanmiddag is laat staan sodat jy kan staan. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons sê vir U dankie dat ons nou hierdie voorreg het om U woord te kan open. En ek wil vra Here dat U asseblief nou met ons harte sal spreek en dat U 'n wonderwerk vir ons elkeen sal doen. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ek sal vergewe, maar ek sal nooit vergeet nie. Het julle daai woorde al gehoor? Nou wil ek julle 'n vraag vra. Okay. Is dit goed om 'n goeie geheue te hê? Dat hang af, né? Waar is ons Kobus en Tannie Adries, hulle nog nie so? Ja, hulle het my probeer verras vandag. Ek onthou hulle daar van 1980. Ek is maar 5 jaar oud. Maar die Here het my gehelp om tot hulle dogter se verjaarsdag te onthou. Dag van die jaar. Dit het net teruggekom. Toe ek hulle sien en alles kom bymekaar. En dit is nie goed as 'n mens die kwaad onthou nie, nee. Want jy kan dit eintlik oor en oor en oor beleef. So Josef se verhaal vertel ons van veral seksuele reinheid. Ek noem dit nou by die naam, né? Hoe kan ek hierdie sonde teen God doen? Dit is wat hy gesê het. So ons staan op die 10 gebooie. Amen. Ons is nie die een gebod kerk nie. Ons praat van ander mense wat die 9 gebooie kerk is. Dan vra ek jou van dis ons dan die 1 gebod kerk. Want ons praat van die Sabbat, maar wat van die ander 9? Reg? Ja, die 10 gebooie. So dis die eerste aspek. Die tweede een is dat 'n mens
nie teen God moet draai wanneer jy swaar kry nie. Hier is hy agter op 'n kameel. Hy is verkoop as 'n slaaf deur sy broers. Hy sê ek gaan aan hierdie God getrou bly. Dis wat in sy hart gebeur. En nommer 3, die groot les wat ek leer van Josef is vergifnis. Ware vergifnis. En ek gaan vir julle sê dat ons sukkel om te vergeef. Kom ons lees net hier. En dan wil ek sê dit is 'n baie groot probleem. Kom ons kyk na Matteus hoofstuk 6. Matteus hoofstuk 6. Ek was in 'n staatskool gewees. Ek het nooit die voorreg gehad om 'n kerkskool by te woon nie. So ek was in laerskool Ceres en ek was in hoërskool Ceres. En daar het ons die Onse Vader gesê. Het julle dit ook gedoen? Dit was deel van skool. Matteus 6 vanaf vers 9. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En dit sê so, Jesus leer ons hoe om te bid, vergeef ons ons skulde, soos, dit is woord gesien soos, ons skuldenaars vergewe. Nou hier gaan ek julle nou iets baie belangrik leer teologies. Dis nie twee goed nie. God vergewe my en dan eendag besluit ek gaan hierdie ou vergewe wat teen my gesondig het. Soos wat ek hom vergewe, so vergewe God my. Julle met my. En Eddie Harris het eendag 'n preek gegee. Hy sê, is daar dalk sondes op jou rekord wat jy gedink het vergewe is, maar dit staan op wat jy weier om iemand anders te vergewe? Dit is 'n ernstige vraag. Die Gees van profesie maak dit duidelik. Soos wat ons vergewe, so vergewe God. Wie van ons hierso het God se vergifnis nodig? Kom ons kyk. Amen. Ek hoop elkeen se hand sal opgaan. Ons almal het God se vergifnis nodig. So ons kan nie bekostig om onvergewensgesind op te tree teenoor iemand, want dan gaan God my nie kan vergewe. Julle het al seker baie gehoor van Matteus 18. Matteus 18. Min mense lees Matteus 18. Hulle sê altyd nee, Matteus 18 is nie gevolg nie. Matteus 18. Maar julle, Matteus 18, daar's 'n hele klomp goed in Matteus 18 en hierso by vers 23. Daarom word die koninkryk van die hemel vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy hom nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het en wat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my en ek sal u alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskel. Want toe daardie diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom 100 penninge skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. So die koning maak hom vry van duisende, en hier is 'n paar sent wat hy geskuld word en hy gryp jou aan die keel en sê, betaal. Sy medediensknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp totdat hy die skuld sou betaal. En toe sy medediensknegt gesien wat gebeur het, was hulle baie bedroef en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwytgeskel omdat jy my gesmeek het.
Moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees soos ek ook barmhartig gewees het nie. En sy Here het hom in toorn oorgegee aan die pynigers totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. Luister na vers 35. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortreding vergewe nie. Wat sê die gemeente? Amen. Amen. So die Here kan ons nie vergewe as ons nie iemand anders wil vergewe nie. Kom ons kyk na Josef. Ek wil hê ons moet kyk na, kom ek begin hierso. Dat sê 2:3:2. So nou is hulle op pad terug van Egipte af. Josef lewe, hulle moet nou hulle pa gaan sê. Daar het vir die 10 broers nog 1 dag van vernedering oorgebly. Nou het hulle aan hulle vader bely, hoe dat hulle die lewe van hulle vader en hulle eie lewe ook vir soveel jare deur hulle wreedheid en bedrog verbitter het. Jakob het hulle nie van so 'n wrede sonde verdink nie. Maar hy het besef dat alles ten goeie uitgeloop het en hy het sy dwaalende kinders vergewe en geseën. Mooi, né? Maar hy het besef dat alles ten goeie uitgeloop het en hy het sy dwaalende kinders vergewe en geseën. So Josef het sy broers vergewe. Toe het Jakob sy seuns vergewe. Nou ons weet presies wanneer Jakob hulle vergewe het. Dit was nou presies op hierdie oomblik. Wanneer dink julle het Josef sy broers vergewe? Ek dink dit was lankal terug. Dink julle saam? So wat gebeur het in daai tweede jaar van die hongersnood? Het hy hulle getoets om te sien of hulle verander het. Maar sy vergifnis was nie onderhewig of hulle verander het of julle dit gehoor. So ek vermoed toe hy sy hart vir die Here gee agter op daai kameel, dat hy sy broers ook vergeef. Ja. So die vergifnis was 22 jaar terug. Julle met my. Maar vergifnis beteken nie noodwendig vertroue nie. En ek wil hê julle moet dit verstaan. So as iemand, en ek wil nie nou erge stories hier vertel nie, maar as iemand iets jou kind aandoen, kom ek sê dis iemand wat 'n familielid is. En jy vind uit wat die persoon aan jou kind gedoen het nou die laaste tyd. Die Here vra ons moet hulle vergewe. Maar jy hoef nie weer daai kind in jou nabyheid te laat. Julle met my? Ek leer julle nou iets belangrik. So vergifnis beteken nie noodwendig vertroue nie. Josef wou kyk of hy sy broers nou kan vertrou. Het hulle verander, maar die vergifnis het lankal gebeur, want vir wie se onthaalwe is die vergifnis? Vir jouself. Want as jy nie vergewe nie, dan is dit soos om gif te drink en te hoop die ander ou gaan dood. Ja? Dis onvergewensgesindheid. Nee, ek sal daai ou nooit vergewe nie. Nooit. Hoop hy gaan dood. Dis die gif wat ek drink. Sien jy? Eendag het John Oglethorpe en John Wesley gepraat. En John Oglethorpe sê, I never forgive.
Toe sê John Wesley, then sir, I hope you never sin. I hope you never sin. Dis 'n ernstige saak hierdie hoor. En daar's iets van Josef wat ons hier moet raak sien. Kom ons gaan terug na Genesis toe. Genesis, ek wil vir julle iets wys terwyl ons aanbeweeg. Ons gaan eers stop by Genesis 48. 49. Okay, luister mooi. Onthou die prins van put sonder water, né? Toe sy pa sy die seuns steen. En dit was nou nie uit sy eie kop uit nie. Hy was onder die leiding van die Heilige Gees. Ek wil amper sê die profetiese gawe ontvang op daai oomblik. En Jakob kon die toekoms sien en hy het gespreek wat God hom gewys het. Vers 22. Josef is 'n jong vrugteboom, 'n jong vrugteboom by 'n fontein. Beëier, nie baar nie, né? Onthou baar is die droë een. Hierdie een is beëier. Sy takke klim oor die muur. Die boogskutters het hom wel geprikkel en hom beskiet en hom bestry, maar sy boog het sterk gebly. Hoekom? Want hy het geweet hoe om te vergewe. As jy nie vergewe nie, gaan jy knap. En die arms van sy hande was buigsaam, deur die hande van die magtige van Jakob met 'n hoofletter M. Daarvandaan waar die herder die steen van Israel is, van die God van jou vader wat jou help, en met die hulp van die Almagtige wat jou seën met seëninge van die hemel daarbo, met seëninge van die watervloed wat daaronder lê, met seëninge van borste en moederskoot, die seëninge wat jou vader ontvang het, oortref die seëninge van die ewige berge, die kostelike gawes van die ewige hemels. Dit sal wees op die hoof van Josef en op die hoofstedel van die uitverkorene onder sy broers. Dit mooi, né? Die rede hoekom Josef kon weet wie hy was en uitgestyg het, is omdat hy geweet het hoe om te vergewe. Kom ons kyk na Genesis hoofstuk 50. Nou is Jakob dood. Hulle het hom gaan begrawe. En nou kom hulle terug. En wat gebeur nou? Die broers. Onthou, hier is nou nog 17 jaar later, né? So Jakob was 130 toe hy in Egipte aankom en Jakob het gesterf op 147. So nog 17 jaar, so hy het vir Josef gehad vir 17 jaar en toe nog 'n 17 jaar. Sien julle hoe mooi en pragtig is die Here. Hy het dit so mooi uitgewerk. Nee, ek gee vir jou nog 17 jaar saam met jou seun. En nou kom ons by vers 16. 15, kom ons vat 15. Toe die broers van Josef sien dat hulle vader dood was, het hulle gesê, sê nou, Josef gaan ons as vyande behandel, en hy gaan ons werklik vergelde al die kwaad wat ons aan hom gedoen het. Daarop het hulle hierdie boodskap na Josef gestuur. Die vader het voor sy dood bevel gegee met hierdie woorde, so moet julle vir Josef sê, ag, vergewe tog die oortreding van jou broers en hulle sonde, want hulle het jou kwaad aangedoen, maar nou vergewe tog die oortreding van ons wat die God van die vader dien, en Josef het geween toe hulle met ons spreek. En sy broers het ook self gegaan en voor hom neergeval en gesê, kyk, ons is die slawe. Vers 19. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees wees nie, want as ek in die plek van God, jy sien, baie keer is ons so, ons wil mense straf as ons God is. Hy sal betaal vir daai ding wat hy gedoen het. En dan is ek wat betaal. Ek dra die pyn. Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie bedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Wees dan nie nou bevrees nie. Ek sal julle en julle kinders onderhou. So het hy dan getroos en na hulle hart gespreek. So Josef het sy broers
vergewe toe hy 17 is. 22 jaar later het Jakob sy seuns vergewe. 17 jaar later het daai seuns nog nie hulle self vergewe. En dis ook ons probleem. Ons sukkel om onsself te vergewe. Ek het al gehoor mense sal sê, die Here kan my maar vergewe, maar ek sal myself nooit vergewe. Plaas jy jouself dan nie hoor as 'n potjie. Onthou, hy is heilig. Ons moet pas op wat ons doen. Ons moet op ons knieë val en sê, Here, dankie dat U my vergewe. Sê vir hom dan. Dit 1 Johannes 1 vers 9. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe en ons te reinig van alle ongeregtigheid. Stem so Christus sê, net soveel as wat dit ons plig is om vergifnis te vra vir ons sondes. Dit is belangrik. Vra vergifnis vir jou sondes by die naam. Maar net so belangrik as wat dit is om te vra, dan moet jy opstaan en dankie sê dat jy vergewe is. Want ons sukkel dan. Ons sal die Here vergewe my. Dan loop jy weg met daai swaar ding weer, dan gaan jy maar. Jy moet opstaan en sê dankie dat ek vergewe is. Loof die Here se naam. Sê amen. Ek is vergewe. Dan moet jy dit glo. Glo. Ek het 'n paar stories. En ek weet nie wat die koeres in die vakvarke nou gaan doen. Maar ek gaan vir julle gou 'n paar stories vertel. So 2018, dis 7 jaar terug, amper op die datum. Ek so pad Kreer Wildtuin toe, ek hoor 'n groot storie hier buitekant. En ons hond raak betrokke onder die muur met die buurman se hond. Ons hond is 'n pitbull staffy kruising. Die ander hond aan die ander kant is ook 'n gevaarlike hond. Daai hond het ons hond se poot onder haar been onder die muur. Ek hardloop om haar te help. En sy gryp vir my. Sy byt hierdie hand, en sy byt die vas op my enkel. Nou 'n lang storie kort te knip. Toe beland ek in die hospitaal in Nelspruit. Ek kry 2 operasies. En ek kry toe 'n derde operasie in Durban. En ek het daai IP joint verloor op my regterarm. So ek kan net wys dis so. Al die anders nie. En die hond het sy was lank siek met haar been, sy kom toe reg. En sy het toe paar jaar later kry sy toe 'n baarmoederinfeksie. En sy was baie siek en sy moes medikasie kry. En julle weet ek was in veeartsenydiens gewees vir 8 jaar, so ek ken diere en alles, maar as jy op so 'n manier gebyt het, is 'n ander storie. Alles jy nou hierdie skade het. Ek moes uit daai pil in daai hond se bek sit. Tussen daai tande wat my gebyt het. En dit was reëling vir my. Want toe sy my gebyt het, was sy in 'n toestand. Sy wou nie dan, sy wou net met seer geval. So sy sit daar en maak haar bek oop en ek sit nou die pil in en druk kom die agter in. Ja, baie dankie. En hulle sê once bitten, twice shy. En dit ek net gesê die vergifnis beteken nie vertrou nie. Maar die Here wil hê dat ons weer moet kan vergif. Ja. Dan kry jy genees. Dan kry jy genees. Teken van die jare. En kom ons los daai dinge in die hande van God.
Toe ek op Helderberg was 2002. Dat was my eerste jaar. Toe my pa het die plaas verkoop. Hulle het nergens heen om te gaan. Hulle kom daar aan by Helderberg. Ons het op 'n grensplaas gebly. Daar was baie onluste en ons het 'n klomp honde gehad. En daar was toe 4 van die honde oor. En in plaas van om 4 gate te grawe en 4 skote te trek, toe gaan die honde nou afgehaal toe om af te bring. En ek het toestemming by die college gekry om 'n heining om ons plek te sit en die honde kon nou daar bly totdat hulle nou jy weet gaan is. En daar was 'n sendeling van Nieu-Seeland, hy het in die huisie net bokant ons gebly. Hy was 'n enkelloper, groot man en hy het gekom en gewerk daar op Helderberg en weet help met maintenance en toe my ouers daar kom en weet die honde is moeg en oud en jy weet ons haal hulle toe af en sit hulle daar waar hulle moet wees. Toe kom die man daar aan en ek dog hy kom verwelkom my ouers nou. Dit maar gelukkig hulle is toe net in die huis in. En hy kom sê vir my baie sleg daar was. Soos die honde wat nou daar is en die honde dit en ek sê ek het toestemming by die college gekry daai gaan net aan en 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 ja, naderhand toe kon ek ook net nie meer, dit was maar net erg. En die volgende dag ja, ek het net vir my ouers gesê, hulle was moeg en mat, jy weet, baie traumaties, alles wat hulle deur is. En toe sien ek, hier kom iemand, toe denk ek, wonder, jy weet, hy gaan nou kom regmaak met my. Hy kom nou in die voordeur in, en die agterdeur, dat was goed gepak, daar sê, jy kan nie by die agterdeur uit. Hy kom en hy daar in my klein sitkamertjie, Wonna is daar in die kamer, en daai man gaan aan. Erger as die vorige. En nadat die los kom in die sitkamer, en ek gaan sit by die kamer. En ek was nou moeg geluister, van hoe sleg ons is en alles. Nou is dit moeilik. Jy weet, ek leer vir 'n predikant, wie is 'n sendeling, ons bly net so denk uit mekaar uit, en nou moet ons mekaar groet, jy weet. Kan ek sê vir jou, as ek hom sien, hierdie arm word baie swaar. Ek sukkel, maar ek kry hom uiteindelik. Dit was moeilik. En weet jy, ek het oor die saak gebid, en dit was swaar, vir seker ten minste 2 weke. En ek kan nie mooi onthou, hierdie is nou die kruks in die storie. Nou die plek waar ons gebly het is 'n duplex, sodat net een muur tussen ons en die buurman. En hy loop verby ons voordeur, letterlik, net so en hy gaan na my buurman. En Wilma is besig om wafels te maak. Gesonde wafels. Nou vir 'n Helderbergse ding, dit dan weet met so ja, dit was hierdie gesonde roomys wat sy gemaak het met allerlei heerlike goed loop die ding. En toe hy daar verby loop, jy weet Wilma praat nie baie nie. Sy sing baie mooi, maar sy praat nie. Sy sê, as dit 2 weke terug was, sou ek een vir hom aangebied. En ek sê, maar dis presies wat ons doen. En ek sien vir die lig. En jy het dadelik te sien sy op die lig. En sy maak op die wafel. En sy maak, nou, dis nou die vyand. Moet verstaan. En dan gaan klop daar die deur. Hy het nie kind of kraai nie. Hy het vrou, hy maar losloper. En hy geef hom hierdie ding. Jy weet, as ek hom geslaan het, was ek vir hom weer. Maar toe ek hierdie wafel vir hom bring, wat so mooi is, met die mooiste topping, nog beter as wat ek in sy gaan. Dit lyk asof ek sy wind uitgeslaan. Hy het so vorentoe gekom, hy sê nee, hy kan dit nie aanvaar nie, hy skuld my 'n verskoning, hy is so jammer, hy is dit nie waardig nie. Jy weet, ek sê asseblief vat net hierdie. En hy vat hom toe, jy weet, hy gee dit ons terug. Daai bord het nog nooit so geblink. Jy weet, die mense in die park het so geblink.
En Panda, hy baie vir my, hy groet vir my. Hy het na my toe gekom. Nou kom sê hy hoe jammer hy is. Hy is so verkeerd, hy was heel so verkeerd. Nadat het ek ook nou moeg vir sy jammer sê. Vergifnis is baie kragtig. Dit is baie kragtig. En weet julle, nog 'n enetjie wat gebeur het daar. Julle moet mooi ry, hoor. En daar's 'n man met die naam van Justin Chapswike. Hy kom van Zambia af en hy het 'n diploma gedoen. Hy was 'n predikant. Hy kom sy Halberg tot die graad want hy wil graag verder gestudeer. So hy was nou al klaar 'n senior ou op die kampus. Hy was die president van die studente op daai stadium. En hy kom toe daar in en ons het so chapel, jy weet, dit is so een keer 'n week dan het ons ook geestelike tyd. En ek sê ons moet 'n poging hou hier op die kampus, want daar's klomp nie-adventis op die kampus. Kom ons hou 'n poging. Hy sê nee, ons is hier om te studeer. Ons is nie hier om pogings te doen. En daarom kon ek voel Jesus staan. En na die tyd dis ek ook nou maar verkeerd en ek sê ja, die wat wil gaan help my voor. Ek het nou op petrol gesit en toe ons nou klaar gebid het, toe kom hy na my toe en hy begin my daarso bietjie aanvat. En hy sê vir my, God bless you. Ek sê, did you mean that? Ongelukkig ek bly ook nie stil nie. En jy weet, hierdie klomp jong ouetjies, onthou ek is op daai stadium is ek omtrent 29 jaar oud en hierdie ou seker al weet diep in die 30 by die 40. En ander is nog jong. Dis sien hierdie twee mense wat veronderstel is om geestelike mense te wees as ons in die jammer gaan. Ag, en dit was moeilik. Ek wil sê dit was moeilik. 'n dag of twee daarna kom ek uit ons huisie uit en ek sien daar lê goeders oral rond, soos rommel en vuls en ek dink ek klaar hierdie swart mense, hulle like om dit te toon, né? Want waar ons op die plaas gebly het by Ceres, het hulle dit gedoen. Hulle kom maak goed aan die draad vas, en 'n dooie hond hier en 'n ding hier, en staan hulle nie snaaks goed. Ek dink ek kan nie glo dat hierdie ou my nou wil kom toon. Jy weet? En my pa het ook daar aangekom en ek sê, kyk hoe lyk dit. En terwyl ek nog nou hierdie slegte gevoelens teen Justin kry, hoor ek. En hier kom my buurman se hond Chester, hier uit die bos uit en hy bring nog 'n stuk vullis en hy gooi daar van. En ja, so dis net snaaks. Hoekom het die hond nou? Hy het dit nooit voor dit of na dit gedoen nie. Hy doen dit nou. Dit was 'n kamp daar op die Weskus. Ek reël die kamp. Daar's 'n nagmaaldiens. Justin, hy is 'n goeie spreker. Hy lei die diens. En ek besef daai aand, dit was 'n mooi aanddiens gewees. Ons gaan voete was. Ek besef ek met die man sit. Want hierdie dinge is nie reg. En ek vra hom, kan ek jou voete was? En hy was ook amper uitgeslaan. Weet, hy het dit nie verwag. Die Here het ons geseën met voete was mense. Ek was sy voete, hy was my voete, en die Here bring 'n ongelooflike verandering. Daai week wat toe nou voor lê is al die verkiesings by die college, en hulle kies vir Justin as my vervanging, so hy is die president van die studente, hulle kies my as die president van al die studente, so ek is nou die SRT. Ons moet dink, né, as ons hierdie seere gemaak het, en ons word toe 'n hegte front. Daar's 'n jong man daar wat bose geeste kom na sy kamer toe, op die college, goed wat daar, weet, demoniese magte. En daar word gevra dat ek en Justin gaan bid. As ons 'n ding tussen ons gehad het, dan was daar nie krag nie. Ons het gaan bid, weet jy wat, daai bose geeste is weg. Omdat ons mekaar kon vergewe. En toe vra die Here vir ons, hy vra vir my, Kim, sal jy asseblief 'n week van gebed langs die N2 hou? Ek dink die N2 is hier tussen Kaapstad en die Thomas se bed.
Hier al die N2 gaan al die pad Mosambiek doen. Dis die plek by Tangele, naby Landfred. En hy sê, ek sê vir Justin saam met jou, hy is verorden, hy kan die mense loop, en julle twee moet gaan preek. 1500 kilometer met die Highlands band, hier gaan ek en Justin. Hy is swart van Zambia, maar hy kan ook swart taal praat, van Xhosa en Zulu. So, dan sien hulle hom, en dink hulle, hy is nou, weet hy wil net Engels praat. Maar hy kan nie hulle taal praat. So ek en hy gaan toe daar in die donker Oud-Transkei in. Ja? En ons preek by 'n skooltjie daar waar daar nie elektrisiteit is nie. Hy het in die oggend gepreek, ek in die aand gepreek. En aan die einde van daai week was daar 'n doopdiens. 41 mense is hoeveel? 41. Dink jy dat ek en hy nog daai brokke gehad het? Dit sou nie gebeur. Sou nie gebeur. Ek moet net iets vir julle vertel. Die een aand nadat ek gepreek het, toe vat hulle my en sê kom. Hulle vat my daar na die meisies koshuis toe. Dit is donker, daar's net 'n kers en 'n iets en ons gaan in 'n kamer in die klomp vrouens bid daar onder bed. En dit het gevoel soos die tyd van Petrus en Paulus in die groot kerk. En hulle sê hier's 'n meisie hierso, kyk ons verkrag, sy het dwelms begin gebruik, nou het sy hartskade gekry. En sy het net 'n kort tyd om te lewe, sy is 17 jaar. Hulle sê ek moet vader. Jy weet, ek is die wit man daar van die Kaap af, van Kaapstad af, dis wat hulle mense nie weet, en ek is nou, hulle bring jy nou vraag nie. Nou wonder ek, wat gaan ek vir die meisie sê, ek wil haar toch bemoedig. En daai oggend in my stilte tyd, toe lees ek Efesiërs hoofstuk 6, dis nou waar ons tema vandaan kom. En ek het gedink, dalk moet ek Efesiërs hoofstuk 6 vir hierdie meisie nou lees. En ons sit daar so, daar's net hierdie kersie wat brand, die vrouens is hier gekniel om haar, en ek begin lees. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Nou wie van julle kan dit opsê? Jy weet, ons kan hom half opsê, maar julle verstaan. Trek die volle wapenrusting van. Soos ek lees, sê sy my eintlik vooruit, sy van voor my. Sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. En soos ek lees, gaan sy my voor. En hulle vra vir my, hoe ken jy? Sy sê, dis my verse. Dis wat my ma vir my geleer het van kleins af. Uit die hele Bybel was dit haarverse. En jy weet, hier kom 'n wit man hier van Kaapstad af, wat haar glad nie ken nie. En hier is sy besig om te sterf. En ek kom en ek lees haar stuk uit die Bybel vir haar. Ons doen 'n lewende God. En dan, die laaste storie wat ek wil vertel, dit het hierdie week gebeur. Dat van die stories is ou stories en hierdie is nie. In 2010 het daar iets gebeur. 'n baie moeilike tyd in my lewe. As predikant in 'n gemeente, dit is die dinge het geëskaleer tot by die wêreldkonferensie. Dit was baie erg. Was 'n teologiese kwessie. En daar was een persoon wat ek wil sê ek was enemy number 1. Dit was 'n baie druk. En in 2012 word sy vrou gediagnoseer met kanker. So ek het die Here herhaaldelik gevra dat hy my moet help om die man te vergeet. Want ek gaan vir julle sê, ons kan nie uit ons eie uit. Ek moet baie keer teenoor die Here sê, Here, ek kan hulle nie vergeet. Ek kan hom of haar nie vergeet, maar U moet asseblief vir my help dat ek my kan. 2012, sy vrou kanker, hulle gaan haar salf. Ek was op van Oos-London af en ek dink 'n doopdiens waar te neem. En ek voel beïndruk, ek moet vir daai vrou ook gaan bid. En sy het my geskel op die foon. Sy het geskreeu op my. Ons word nie seker goed geleer op al. Maar kyk 'n skreeu mense op. En ek kon nie daar uitkom nie. En ek het hom toe gebel. Onthou nou, ek was aardsvyand van hom. Hy het nou volgens ons aardsvyand. En ek bel hom, ek sê, ek bid vir die tand.
2013 se begin, is ons daar, is ons geskuif Durban. En die tannie is toe in 'n koma. En ek en Wilna besluit ons gaan bid en vas vir daai dag. Ek wil net hê julle moet verstaan, daai mense het my baie sleg behandel. Hulle het op my geskreeu en my sleg gesê, maar die Here het iets in my hart gedoen om te laat gaan, no? Laat staan, sodat julle kan staan. Was goed dat ons dit laat staan, los dit. En die dag toe ons gebid en gepas het, toe kom sy uit daai koma uit. Sy praat met hulle asof sy 100% normaal is. Haar familie kom met haar gesels. Vir 'n paar ure was sy 100% reg, toe gaan sy terug in die koma. Dit was ongelooflik en ek het daai oggend met die seun gepraat, met haar seun en met haar man. En dit het werkersvergadering by Drakensberg. En ons pak die kar en ons is nou op pad soontoe en die Here druk op my hart, ek moet hierdie man bel. Onthou, hy was my vyand. Die Here druk op my hart, ek moet hom bel, nadat ek op die N3 en ek bel hom. En toe ek hom bel, toe sê sy vrou se naam, has just died. En hy begin weer. So hy het gekyk hoe blaas sy die asem uit, die foon lei, hy antwoord, en hy sê vir my sy vrou het my net gestel. Was 'n God in die hemel. En ek bid saam met hom. Ek die eerste een wat gehoor het, ek is die eerste wat sal doen. Ons God is 'n God van vergifnis en genesing. En hierdie week, 15 jaar later, na daai probleem maar al was. Hy stuur my 'n boodskap net so voor die week op gesê. Hy sê, my pastor, I want you to please with homself. Hy is siek. Ek het by Sudaven sy seun gesalf en sy suster se dogter. Ek trap bo op jou. Het 'n wonderwerk in sy seun se lewe gemaak. Ongelooflik. En hy wil toe kom versorg. En hy was Woensdag in ons huis. Dit was kyk wat jy voor. Die Here kom. Kom ga hierso. Ek weet nie wat met u gebeur het. Ek weet nie wat se pyn u dra nie. Maar die Here vra ons laat staan sodat jy kan staan. Want as ons nie gaan vergewe nie, dan gaan ons nie kan staan. Ek wil graag 'n uitnodiging rig vandag. En ek weet nie of ons dalk net 'n vers of twee kan sing uit ek gee alles oor aan Jesus. En dan wil ek 'n oproep doen. As daar iemand is wat vandag wil sê, Here, help my om te laat gaan. Help my om te laat staan. Net voor jy kom, gaan dan vir mense. Kom ons sing dan die eerste en die laaste vers van 1:9 is. Terwyl ons sing, as jy voel, jy wil vorentoe kom, dan kom ons.
Ek wil vra dat julle tog nader sal kom bietjie vorentoe. Die van julle wat wil vorentoe kom, moet kan 'n bietjie plek maak. Hierdie kant is ook plek. So, miskien is dit 'n broer, miskien is dit 'n suster, miskien is dit 'n kind, miskien is dit 'n ouer, miskien is dit 'n egmaat, miskien is dit 'n ex-egmaat. Miskien is dit jouself wat jy moet vergewe. Miskien is dit iemand in die kerk. Miskien is dit iemand by die werk. Miskien is dit iemand ver uit jou verlede uit. Miskien is dit met jou gebeur as kind. Die Here wil jou vrymaak. Of ook nog iemand. Die Here wil hê dat ons die vreugde van verlossing moet ervaar. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons sê vir U dankie vir U vergifnis vol en vry. En vandag wil ek vra, Here, dat U ons sal help om te vergewe en te vergeet. Here, mag ons hierdie dinge nie meer saam met ons dra nie, want dit maak ons dood. Dit roof ons van blydskap en vrede elke dag. Dat ons wakker in die nag. Ons wil soos Jesus, toe hy aan die kruis is, toe hy uitroep, Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen. Help ons, Here, om soos U te wees. Help ons om te laat staan en te weet dat U God is. U sal vergelde, U sal alles hanteer. Help ons om dit by U voete te los. Help ons om te laat staan, sodat ons kan staan. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Mag die Here elkeen ryklik seën.